Loof die Here se naam. Man, is dit lekker? Dis lekker om die Here te dien, prys sy naam. Dis heerlik om die Here te dien. Ek glo dat die woord wat ek moet bedien vanmôre, gaan u vat in daardie plek waar God sê, dis die plek waarheen ek wil hê julle as kerk moet gaan. Dis wat ek wil hê julle as gemeente moet doen. En ons is almal deel van die liggaam van die Here. Is u deel van die liggaam van die Here? U weet wanneer een deel nie sy werk doen nie, dan sukkel die liggaam. Het u dit al agtergekom? Was jou pinkie al seer? Het jy al jou vinger met 'n hamer raak geslaan? Het jy gevoel die hele lyf voel dit? Dis nie net daai vinger wat dit voel nie, die hele lyf voel dit. Dis hoe dit voel wanneer ons nie in die vloei van die liggaam optree nie. As iemand uit die vloei het, voel die liggaam dit. En dis hoekom die Here so dit vergelyk met 'n liggaam. En dis nodig dat ek en u sal vloei. En sê, Here, laat my in die plek kom waar ek deel is van hierdie liggaam en kan vloei soos wat u met hierdie liggaam vloei. Prys sy naam. OK. Nou vanmôre gaan ek met u 'n bietjie gesels oor God openbarings bring lewensenergie. Kan ek gou vir u vra, wie voel die wêreld drukkie so bietjie baie? Ja, nou is een eerlik. Druk die wêreld hier so bietjie, hè? Niks nie. Man, dan julle moet my help dat ek ook daar uitkom. Die wêreld voel vir my partykeer dat hy my so bietjie wil druk, dat hy my so bietjie wil laat swaar kry, dat ek leweloos en sonder energie begin voel en my opgewondenheid en passie partykeer en my vreugde partykeer verloor. Dit voel partykeer so vir my of ek in oorlewingsmode. Wat is die Engels? Daar's mos 'n survival mode. Dit voel vir my so of ek in oorlewingsmode is. Ek gaan net van dag na dag en ek doen maar net van tree na tree en so aan. Dink jy dis wat God van u wil hê? No ways. Daar's nie 'n manier wat God dit wil hê van u lewe nie. Die Here wil hê dat jy jou negativiteit, die wêreld se negativiteit, jou gedagtes in plek skuif met die allerhoogste God se wil en plan vir jou lewe. En wanneer hy begin oor jou spreek, dan sal jy voel hoe lewensenergie, hoe lewenssappe terugkom in jou gees en in jou gebeente en jou wese. Halleluja. Loof die Here. Nou wil ek net gou een woordjie, ek wil nie laasweek se preek weer preek nie. Ek wens ek kon eintlik, want ek het 'n rede hoekom ek sê ek wens ek kon weer. Maar ek wil net hê, u moet vir my net teruggaan na die Hebreëse woord van God se aangesig. En dis panim. Panim, en jy spreek hom uit P-H-A-N-N-E-E-M. Panim. Dis die Hebreëse woord wat sê God se aangesig of aangesig. Maar die belangrikheid wat ek vir u wil uitwys weer vanmôre is dat dit nooit in die Hebreëus enkelvoud kan wees nie. God het nie net een gesig nie. God het baie gesigte. En as u met my daaroor wil praat, gaan luister na laasweek se woord, maar kom op die plek dat u verstaan dat God kan 'n verterende vuur wees. Daardie gesig lyk anders as die liefdevolle God. God kan jou met sy gesig wil op die regte pad bring, want jy's op die verkeerde pad, en dan lyk daai gesig bietjie anderste. Of God kan sê, weet jy my kind, ek is tevrede met die pad waarop jy is, en dan lyk sy gesig anderste. Verstaan nie? So jou gesig en jou wese bepaal baie keer hoe God na jou kyk. Dis 'n verskriklike groot woord, en toe ek hoor dis meervoud, toe kom die Here en hy begin met my werk met hierdie ding, dat dit wat God se gesig oor jou spreek, is baie kosbaar. Want dit kan baie wonderlik wees, dit kan baie liefdevol wees, dit kan baie aangenaam wees, maar dit kan ook baie hard wees. OK, so, en dit wil ek vanmôre kom by God openbarings. Want ek wil vir u vra, dink u wanneer jou lewe nie in plek is met God nie? Wanneer jou lewe op hierdie plek is waar God eintlik sy gesig hard teenoor jou moet maak, dink jy hy wil dit doen? Nee, hy wil dit nooit doen nie. Hy wil sy oorgegewe liefde vir jou gee.
Maar wanneer jy op die plek is dat hy jou nie, waar hy jou nie wil hê nie, dan kan sy gesig hard wees en dan gaan hy nie vir jou God openbarings gee nie. OK, wie wil God openbarings hê? Dit maak dat daar lewe in jou kom, dit maak dat daar lewenssappe in jou kom. Openbarings van God maak dat ek hoor by die Godheid, dat hy nog 'n plan en 'n roeping vir my lewe. Dit maak iets diep vir my, en dit maak dat ek die moeite werd is. Sê vir die een daar langs jou, ek wil weer die moeite werd wees. Ek wil weer ervaar dat God wil my gebruik. Ek wil weer ervaar dat God het 'n plan met my lewe, prys sy wonderbare naam. Halleluja. OK, kan ons gou lees? Kom ons hoor wat sê 1 Petrus 1 vers 13. Voordat ek dit lees, wil ek gou vir julle iets vra. Wie het al gevoel, my vrou kyk nou seker baie op na my, maar wie het al gevoel, jy kan nie vorentoe kom nie, want jou broek is te los? Wie het al sakresies gehardloop? Daar's 'n verskriklike ding in die geeswêreld wat ek vanmôre met u oor wil praat, en dit is dat jou broek los is om te gaan waar God wil hê, dat daar iets moet gebeur wat moet vasgemaak word, en dit wat God daar wil vasgemaak word, moet vasgemaak word om jou in oorwinning te vat. Kom ons lees dit gou. Daarom omgord, sê omgord, die lendene, maar luister nou gou mooi, waar is lendene? Dis mos hier. So, ek spot nou met die broek, ek wil hê jy moet nou net bietjie lag daaroor, sodat ek jy kan slat. Daarom omgord die lendene van julle broeke, van julle verstand. Wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Begin om vas te maak hier. Maak so saam met my. Begin om hier vas te maak wat God wil hê daar moet vasgemaak word, en skuif uit wat God nie daar wil hê nie. Is jy by my? Sê ja, ek is by. Kom ons lees dit gou in Engels. Want ek sorry nou julle Afrikaner oukies, ek is 'n boer, maar partykeer is die Engels net bietjie, hy oomf. Sê hy oomf. So brace up your minds. Brace up, sê bietjie brace up. Brace up your minds, be sober, circumspect, wat ek gaan nou baie woorde hier, morally alert, set your hope holy and unchangeable on the grace, divine favor that is coming to you when Jesus Christ, the Messiah, is revealed to you. Wanneer jy wat Godheid is, begin vasmaak, bel dit vas, sodat jou gedagtes begin dink en doen wat jou God wil hê dit moet dink, gaan jy begin hardloop in die heerskappy van die Here, en gaan jy wonderlike dade vir ons God doen. Halleluja, halleluja. Brace up, sê kerk, brace up. Halleluja, halleluja. Omgord jou lendene en van jou verstand. Prys sy wonderbare naam. Jesus vir jou 'n werklikheid word, dat Jesus vir jou purpose gee, dat Jesus vir jou lewensenergie gee, dat Jesus genade aan jou bewys, dat Jesus jou wil laat vloei, soos wat jy moet vloei in hierdie wêreld. OK, ek het die Amplified gelees. Die oomblik as Jesus vir jou 'n werklike openbaring word deur sy heerlikheid, when you see him face to face, and when you see the face that he wants to show you how he wants to change the world, that face, when you see that face, then you will have revelation. Die manne van God, Moses, het op 'n stadium daardie gesig gesien. Die Israeliete het gesê, vat hom net weg van ons af, hy's 'n verterende vuur. Moses sê, I see the face of revelation. I see the face of glory.
I see the face of change. Oh, my lewensenergie kom terug na my toe. Ja, ek het swaar, ek was 40 jaar in die woestyn, maar ek staan by 'n bos wat brand en nuwe energie word in my ingepomp deur die heilige God almagtig en ek sien kans om te doen wat hy wil hê ek moet doen. Loof die Here. Kan ek gou vir u iets sê? Sê vir die een daar langs jou, jy kan dit nie sonder God doen nie. As jy vanmôre 'n besluit neem, ek gaan nou op die pad loop wat God sê, ek gaan begin doen wat God sê, maar ek besluit dit self, sonder openbaringskrag van die Heilige Gees, gaan jy dit nie regkry nie. I need the Holy Spirit of God. I need the presence of God. Paulus sê in Efesiërs 3 vers 8, hoor gemooi daar. Though I am the least deserving of all God's people, He graciously gave me the privilege of telling the Gentiles about the endless treasures available to them in Christ. Oh, endless treasures available to you from Jesus Christ, the Messiah. Rababashenturwonda. Halleluja, man, is dit nie wonderlik om God te dien en te aanbid nie? Is hy special vir jou vanmôre? Het jy weer 'n bietjie joy? Ervaar net vir my, het jy weer 'n bietjie joy? Sien jy 'n bietjie kans vir hierdie wêreld hierdie week? Hallelujah, dankie Here, dankie Here. Oh, I need your endless treasures. It is available, it's available to me. Oh, praise sy wonderbare naam. I was chosen to explain to everyone this plan that God, the creator of all things, has kept secret from the beginning. God het wonderlike dinge vir ons deur sy seun Jesus Christus kom wys wat al die tyd onbekend aan ons was. Dit was nie bekend aan ons nie. Maar hy kom en hy bring sy seun en hy sê, ek was my kerk, ek koop my kerk, halleluja. Ek neem hulle aan as my eie volk, halleluja. Hierdie kerk van Fontein van Lewende Water, jy my broer wat daar sit, is aangeneem deur Jesus Christus om sy volk te wees. Halleluja. Dis nie meer 'n geheim nie. Hy sê jy is sy volk. En vir sy volk sal hy beskikking openbarings. Halleluja. En hoe mooier jou gesig teen hom draai, hoe minder jy die verkeerde begin doen, hoe meer jy na hom kyk vir jou hulp. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hoe meer jy dit begin doen, hoe mooier raak sy gesig en hoe meer begin die openbarings deurstroom, hoe meer begin die fonteine uitborrel, hoe meer begin die riviere te loop. Halleluja! There's a river in me. Ek wil vanmôre hê ons moet iets verklaar. Ek ervaar, ek is nou nie deel van my preek. Weet jy wat is stagnerende water? Dis vrot. As daar nie beweging in water, word dit vrot. En vanmôre wil ek sê, in die naam van die Here Jesus, genoeg het my water gestaan, genoeg het my water geen vloei gehad nie, maar in die naam bo elke naam, die naam van Jesus Christus, begin die riviere te loop, halleluja, begin die oorwinning in my gees uitborrel, halleluja. Hallelujah, unsearchable. Oh, unsearchable raak searchable, broer en suster, hoor gou hierso. Unsearchable raak searchable through revelation. As jy nie 'n mooi gesig of mooi teenoor God is nie, dan gaan dit unsearchable bly. Maar wanneer jy voor God staan en sy geopenbaarde kennis begin deur jou vloei, gaan dit searchable openbarings wees. Dan gaan jy dit begin ontdek.
Halleluja. Sê ek ontdek dit. Halleluja. I need it. Hoor gou hier so, ek het iets vir u neergeskryf. You need to find the secret to find God. Not only when you need Him, but as an everyday relationship. Ons het ons lysies. Ja, okay, is net pastoor Alwyn wat lysies het. Ek gaan na my God toe wanneer ek hom nodig het. But He's got unsearchable riches that can become searchable when there's revelation. Hallelujah. Prys die naam van die Here. You also need God to be with you if the world let you lost your way. Ek skryf net vir u goedjies wat ek geskryf het wat die Here net vir my gesê het. So, wanneer die wêreld begin het steel het by jou, wanneer Trump baie goed sê en jy sien dieselpryse en petrolpryse gaan op, dan sê jy, Here, my afhanklikheid is nie van Donald Trump nie. My afhanklikheid is nie van Amerika of die Suid-Afrikaanse regering nie. My afhanklikheid is van die lewende God. En hy sal vir my sorg, halleluja. Hy sal vir my deurdra. Prys die wonderbare naam van die Here. Ek is afhanklik van die koning van die konings. There's no other God. Halleluja. Daar's 'n tyd wat ons moet kom en dis vir myself moeilik. Maar die Here is besig met my. Die Here, weet jy, dis my dis die lekkerste tyd van my bediening nou. Want hy vat al die nonsens en ek geniet dit. Ek kan net met die Here sit. It's wonderful to be in the presence of the Almighty God. It's wonderful when the revelations flow in your inner being, from your inner being, and comes out by your mouth, because jy's 'n spreekbuis van die lewende God. En wanneer jy gaan begin spreek, wat God hier binne-in spreek, gaan mense begin verander. Gaan mense sê, ek wil ook saam met jou kerk toe kom. Waar bid jy? Maar wanneer jy dood uitpraat, wie gaan saam met jou kerk toe kom? Niemand. Halleluja, ek is amper klaar, julle hoor. Ek het soveel goed hier wat ek vir julle moet sê, maar ek gaan dit 'n ander preek doen. Halleluja. Ek is ingetap, sê ek is ingetap. En my lewensenergie en my lewenssappe kom van die Almighty God. Ek is 'n fontein wat begin borrel. Sê dit saam met my asseblief. Ek is 'n fontein wat begin borrel. Ek is 'n fontein wat begin vloei. Ek is nie 'n reservoir nie. Sê dit saam met my. Ek is nie 'n reservoir nie. As jy 'n reservoir word, weet jy wat gebeur? Jy begin soveel goed van God kry en dan wil jy dit nie uitgee na ander nie. En dan sê jy, maar hoekom moet ek vir jou nog gee as jy dit alles vir jouself hou? Die Here het vir my gesê, dit wat ek vir u vanmôre gee, as ek dit nie gaan uitgee nie, gaan ek nie nuwe skry nie. Halleluja. Halleluja, halleluja. I love you, Lord. Kom ons lees net gou 1 Petrus 4 vers 10 tot 11. As each one, say each one. Is jy uitgesluit? Nee. Is nie uitgesluit nie. As each one has received a gift. Hier is nie een mens wat vanmôre hier kan sê en sê, God het my niks gegee nie. God gaan jou nie niks gee, sodat jy iets moet gaan doen nie. Jy gaan altyd iets hê om te gee. Wanneer jy naby aan God gaan kom, gaan jy iets hê om te gee. Receive the gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Jy kan dit nie vir jouself hou nie.
Jy kan nie. Hoe kan ons stil bly oor die groot genadewerk van God in ons lewe, terwyl daar 'n wêreld is wat verlore gaan en nie weet wat dit is nie. Ons het nodig om dit aan hulle voor te hou, en jy kan dit net doen met openbaring. Jy kan nie jouself die goed bedink nie. Jy kan dit nie self bedink nie. Halleluja. Okay, 11. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken eintlik dis so goed dat God spreek. If anyone ministers, let him do it as with the ability of God. Supplies that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. Hallelujah. 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 Loof die wonderbare God. Nothing is impossible. Ek wil hê jy moet dit saam met my sê. Nothing is impossible when I put my trust in God. Ek is klaar met die helfte van die preek wat ek gepreek het. Nee, ek gaan weer. Jy gaan my weer 'n kans moet gee. Johannes 1 vers 12, kom ons sluit net af met hom. Is dit hy? But to as many as did receive and welcome him. Die hele preek gaan daaroor gaan jy hom verwelkom. But as many as did receive and welcome him, he gave the authority, the power, the privilege, the right to become the children of God. That is to those who believe in, adhere to, trust in, and rely on his name. Gaan lees hierdie woord weer. Laat hierdie woord vir u gaan lewendig word. Ek het 4 tekste hier gelees vandag. Gaan lees daardie tekste en sien hoe God jou skud daarmee. Wat het my geskit? Halleluja. Prys Jesus se naam. Ek wil hê jy moet saam met my opstaan vanmôre. Halleluja. Halleluja. Here, ek wil nie meer 'n gewone pastoortjie wees wat hier rondhang en by eie gedagtes kom deel op 'n Sondag nie. I want to be God's child to bring revelation. Ek bid vanmôre oor Pastor Edmund. Ek bid vir revelation. Ek sit 'n beld aan sy gedagtes for revelation. Halleluja, halleluja. Daar gaan niks ander goed verbyslip sonder revelation nie. Die Here spreek oor u vanmôre revelation. Die Here vra vir jou vanmôre, gaan jy hom vasbeld? Gaan jy revelation vasbeld? Gaan jy dit vasmaak om jou gedagtes? Kom doen dit saam met my vanmôre. O Here. O Imber, ek bruis, wat is bruis nie? Ek maak vas. Ek sit dit hier om my gedagtes. Miskien net eers gou iets. Voor jy dit vasmaak, kom ons jaag eers uit. Yeah. Here, enige iets wat nie van my is nie. Ek maak hy beld so 'n bietjie los. Maak hom los. Uit in die naam van die Here. Uit in die naam van die Here. Ek sal nie jou verder nurse nie. Jy gaan nie my verder negatief maak nie. My gedagtes raak God se gedagtes. My openbarings raak God se openbarings. Rababashenturubo. Halleluja, halleluja, halleluja. Is hy uit? Is hy weg? Rubagashentarabasa. In die naam, in die naam, in die naam, in die naam, in die naam bo elke naam, die naam van Jesus. Jy sal hier uitgaan. Maak oop hy deur. Maak oop hy deur. Rababashentaraba. Rebagashentaraba. Ek jaag jou uit, jou vyand. Jy het geen krag meer in hierdie gemeente nie. God se mense is sy liggaam.
Halleluja. Halleluja. Okay, maak hom toe. Maak hy deur toe. Halleluja. Ek maak my gedagtes vas. O rebaba shekenda. Rebaba gaga shekendorop. Halleluja. Met die openbarings, met die gedagtes van God. God dink vir my en ek spreek oracles of God. Kiraka shekenda. Hierdie is 'n nuwe dag vir hierdie gemeente. I worship you, God. Halleluja. Steek jy hande om uit. Ek wil so graag in die hande wees, Here. Ek wil hê jy moet my toevou vanmôre. Met die heerlikheid van die Here. Ek wil u aangesig sien. I want to see how you look at me with the greatest, the biggest love that I can ever, wat ek ooit kan verstaan. Dat die liefde wat deurflits wanneer ek in my binnekamer is, 'n liefde so sterk sal wees, dat wanneer ek uitstap die wêreld sal weet, hierdie man en hierdie vrou was by God gewees. Oh, presence of God, oh, presence of God. Ek weet nie, net kom sing net vir u, asseblief, asseblief. Kiruboka shenda, wat die Here is nie klaar met u nie. Wil jy hom nie alles gee vanmôre? Rebaka sundala washe bentu leba wasin. Toe ons begin sing vanmôre, toe sê die Here vir my, I love you. That's why my grace is sufficient for you. En ek sê, dankie Here vir dit wat u doen. Dankie vir die genade, en die Here sê, but there's more. Ek sê, Here, wat wil u nog deel? En pastoor Alwyn begin preek, en die volgende oomblik sê die Gees van die Here vir my, I want you to know that you are forgiven. The devil tells you you are not forgiven. You are forgiven. But more than that, he says, I have set you free. Ek het jou vrygemaak. Hoekom lewe jy nog onder die bande? Hoekom lewe jy in bindings? Hoekom lewe jy van woorde wat mense van jou gesê het en jy glo dit? Die Here sê, ek het jou vrygemaak. En ek sê, Here, okay, ek vat dit. En die Here sê, ek wil hê jy moet besef, jy's vry en jy's 'n koningskind. You're a king, a child of the king. En toe preek pastoor Alwyn, en toe besef ek maar, dis wat God sê. Die koning kom openbaar hom aan ons. Die koning kom gee sy gawes. Die koning sê, ek het jou geroep vir meer. Weet jy wat moet nou gebeur? Ek en jy moet 'n besluit neem, en dit gebeur in die vernuwing van ons denke. Dat ek en jy sal besef, maar ons alles is vasgemaak, is by mekaar in Christus. En die Here wil hê jy moet daarin lewe. Because you are set free. Weet nie vir wie is dit nie, maar die Here sê, ek het jou vrygemaak. Jy loop en jy lewe soos iemand wat nog onder 'n binding is. The Lord said, I set you free. Live then according to that.